terwyl die mense sing, val ek op my knieë daar, ek huil net voor die Here en bely my sonde, sê Here asseblief red my. Toe ek daar uitkom, my vriende was in die kerk gewees, hulle het gesit daarso, hulle het besig om te drink terwyl hulle in die kerk sit, en ek kom uit, en die een ou kyk na my, sê vir my, het jy jou nou bekeer? Ek sê, ja, ek dink ek het, ja, en dan was ek, ja, my broers kan sien man, in die kar, ry toe, gaan drop die manne, hulle sê, nee man, so kan ons maar die bier vat, ek sê, nee, ek het betaal daarvoor, ek hou die biere, en ek gooi allemaal die wyn uit, ek gooi die traks weg by my huis, en my lewe is nooit weer dieselfde nie. En die gedagte kom by my, en dis die Heilige Gees, miskien verkondig jy verkeerde evangelie. En ek dink, wauw, hier's technology, kom jy Google. Google, what is the real gospel? En toe ek daai ding slaat, kom daar 'n Paul Wasser sermon op. The sermon that angered many. I'm like, youth message. Okay, kom ek kyk gou die ding. En ek luister na hy sermon, en dit het alles, daarna een sermon, laat alles, it's almost like the stars aligned for me, as ek so kan sê. En ek dink toe myself, as maar seker net in Amerika wat die gebeur. Is 'n Amerika ding. Miskien ek moet Amerika toe trek. Ek weet nie wat gaan ek maak nou nie. As net Amerika wat die goed is, het en ek gedink, is hy so ietsie so nie. Totdat hy die ou sy naam noem Konrad Mbewe. E-mail vir Konrad. Ek kry sy e-mail op internet en ek e-mail hom. Ek het gedink hy sal respond, die next dag respond hy. Ek sê, wow, die ou het respond. En ek sê vir hom toe wie ek is, ek sê wat my gebeur het, en ons vir 'n kerk, en ons het besluit ons wil 'n kerk plant, want dan is hy ietsie, ons weet ek sê van, hoe kan hy vir ons help? En hy begin toe die paadjie saam met my te stap vir 'n tydjie. Maar die grootste turning, sal ek sê, was 'n vriend van my, wat saam met my gewerk, sy naam is Gertse. En ek sê nog vir hom, vergiet van daai man, ons geniet die lewe nou, vergiet van daai. En Gert sê, ja, miskien nog iets daarvan. En Gert se gaan toe huis toe daai aand. En die next oggend, wat ek by die werk kom, kry ek die tyding. Gert het homself deur die kop geskiet. Hy het hom doodgemaak. Hy het van my huis af gegaan. Huis toe gegaan, na sy vrou toe, 'n gun opgetel en hom doodgeskiet. En ek was die laaste ou met wie hy gepraat het. En ons was so in 'n ding, dat ek kan sê, wie dink aan sulke goed? Daai neda het my lewe geskit. Want ek sê my, as ek altyd aan dink, as ek net my regte verstand gehad het, is net, hoekom het ek, miskien kon ek hom, miskien wou hy meer gesê het, miskien, ek het afgebras, want los die man, ons geniet onsself pas nou. Ek was by nog iemand in sy lewe, wat soos almal was. Daai het my geskit. Het my geskit, ek het na sy vrou toe gaan, sy het my vertel, dan kan ek, daai het my lewe gesit. En van haar af het ek begin uitroep na die Here, toen sê, Here, ek weet nie, ek het begin suicidal raak. Seker so 'n paar maande daarna, ek sal sê, miskien so 5-6 maande na daai, vat ek my broer na 'n konsert toe. Vat na 'n konsert toe, ek my vriende is in die kar, ons het 'n kus biere in, ek het 'n kilo dagga by die huis, as weet ek kan nie wat sy draak se naam nie, hulle het genoem Daylight, daai tyd. Ek gaan nog daai geniet die Sondag. Ons gaan nog huis toe, ons gaan nog daai nog geniet daar by die huis, maar ek gaan nog over hom drop by die konsert. En hy sê toe vir my, die ouens wat by die konsert is, en ek sê hom, is het? Want die ouens wat die konsert is, toe ek 'n charismatic was, toe ek koor gehad, was van die ouens wat in ons kwaaie was. En van hy manne het ek gecounsel aan 'n dag. Maar ek dink, ek gaan gou net om te kan sien, hoe een song luister. Konsert is aan, die ouens sing, ek staan agter in die konsert. En net die environment, ek weet nie wat gebeur het. Het was niks wat hulle gedoen het of gesê het, was jy alcohol en niks soos daai nie. Maar terwyl ek daar staan, word ek geweldige convince wat ek aan die Here doen. My sonde, hoe bad dit is. En die Christus.
en wie hy is en wat hy gedoen het vir my. En ek is reminded aan die tyd toe ek specifically aan die, as ek reminded, die tyd toe ek so deur die Bybel blaai en excited raak, toe ek nog so 14 jaar oud was. Dis die tyd wat ek onthou, en ek besef, kyk, wat is ek? Kyk wie Jesus is, en ek roep, en ek moet deur my red. Nee? Dis waar alles begin. En ek onthou, omdat ek 'n charismatic mindset het, weet ek, hoe 'n mens gered raak as hy moet vorentoe gaan. En ek is besig om vorentoe te gaan. Ek gaan vorentoe, ek stamp mense uit die pad uit om maar voor te kom. Terwyl die mense sing, val ek op my knieë daar, ek huil net voor die Here en bely my sonde, sê Here asseblief red my. Toe ek daar uitkom, my vriende was in die kerk gewees, hulle het gesit daarso, hulle het besig om te drink terwyl hulle in die kerk sit, en ek kom uit, en die een ou kyk na my, sê vir my, het jy jou nou bekeer? Ek sê, ja, ek dink ek het. Ja. En dan was ek, ja, my broers kan sien, man. In die kar, ry toe, gaan drop die manne. Hulle sê, nee man, so kan ons maar die bier vat? Ek sê, nee, ek het betaal daarvoor. Ek hou die biere, en ek gooi allemaal die wyn uit. Ek gooi die drugs weg by my huis, en my lewe is nooit weer dieselfde nie. Daar is waar alles begin het. Ek het 2 dinge geweet, in die oomblik, ek het geweet, die Here het my geroep. Hy het my geroep om te preek. Maar ek het ook geweet, het is nie wat het was nie. Het kan nie wees wat het was nie. En ek het geweet, as ek bly, dan gaan het wees soos het was. Het gaan definitief soos hy wees. Het gaan wees, Mario is terug, die man van die Here is terug, ek gaan 'n platform kry, ek gaan weer kan preek, ek gaan allerlei tipe goed gaan doen, and it's gonna be the same old. So ek het geweet, het kan nie so wees nie, maar ek het ook geweet wat het moet wees nie. Want ek ken net die environment, ek ken niks ander environment nie. Ek het geglo aan Baptist, Lutherans, Dutch Reformed, of enige van die nie, en ek sê in die Pinksterbeweging, en die Charismatic World het ons geglo, die is traditional churches. Hulle ken nie die Here regtig, want die Heilige Gees, hulle is gered nie. Ons is die mens wat gered is, van ons die Heilige Gees. Sien? Hulle is fariseërs, moenie eens met die mense praat nie. Okay, daai was die mindset geweest. So, daai was nie so thought in my mind nie. Al wat ek geweet het is, ek moet uit die Kaap uitkom. Ek kan nie bly nie, ek moet weg. Ek moet weg. Nou hoe ek Kimberley toe gaan is, 2 jaar voor dit, was ek in Barkly West, so 30 minutes uit Kimberley uit. My oupa was 'n dominee daar. Barkly West, ons het Barkly West geweest. Ons die denominasie wat ons aan behoort, die Pinkster denominasie, het 'n jeugkamp elke jaar by Dio Gloria. So ons by die jeugkamp, en ek is een van die leiers daar. En ek is een van die ouens wat van die teams wat om te evangelize in Barkly West, maar ons het daai een aan, dus in Kimberley gaan evangelize. So evangelize in Kimberley, die evangelie verkondig, en dan was ons by een Sangoma's huis, en het weird goed gebeur daar so, en ek was die sterk ene, wat die duiwel bestraf word, en die woord van die Here verkondig, en so, en ek was 'n plot vir die. Alright? Toe ons terugkom by die Gloria, by die campsite, het een van die ouens 'n profesie oor my gespreek. Dan sê, broer, die Here wys my, man, hy gaan jou terugbring na die plek toe. You can take it as much. I mean, ek dink net die Here weet hoe charismatiese breins werk, en hy weet hoe om vir ons te kry. Because dit was die ding wat gemaak het dat ek Kimberley toe gaan. Daai was die ding. Ek dink, ek moet uit die Kaap uitkom. Ek moet Kimberley toe gaan, man. Die Here het my ons gesê, ek moet Kimberley toe gaan. Hy gaan my terugbring toe. Dit is waartoe ek moet gaan. En ek besluit toe, ek gaan Kimberley toe, maar ek ken niemand daar nie. En my suster het 'n vriendin, wat sy pa pastoor is, 'n AGS pastoor is in Kimberley. En sy sê vir my, nee, ek sê, ek dink die Here wil ek met Kimberley gaan. Sy sê, is waar vriend vandaan afkom. Ek sê, is dit, wie is die vriend? En haar pa is 'n pastoor. En ek bel toe, sit my kontak met die ou, ek bel toe die pastoor, en hy sê my, asseblief broer, jy moet kom, ek bid al lank al vir jou om te kom. Goed. En hier gaan jy Kimberley. Ek gaan Kimberley toe. Ek resign my werk. Hy was ek distribution manager by Game. Ek resign my werk, ek los alles, ek gee my kar weg, want ek gaan nou in geloof lewe. Nee, ek gaan met niks Kimberley toe nie. Ek het R50 in my sak en 'n sakkie klere op my rug. Ek het alles oorbegin, en ek het 'n vow gemaak aan die Here. Vir die Here sê, Here, ek gaan 5 jaar van my lewe
gaan ek voltyds vir U dien. Whether ek op die straat moet slaap, maak nie saak nie. Ek gaan 5 jaar van my lewe, gaan ek vir U dien, in evangelisasie werk. Belofte aan die Here. Dit is my belofte. So ek gaan Kimberley toe, ek ontmoet die pastoor, hy sê, hy betaal al die tyd, ek sê hom, ek is evangelis, en ek wil net die Here kom dien. Hy sê, kom, hy vat my in sy huis, hy gee my 'n kamer, ek bly by hom, by die AGS pastoor. Hy gee my 'n tent. Dis kry 'n tent, ek gaan tentdienste, ek doen weer wat ek hier gedoen het. Ek doen exactly wat ek hier gedoen het. In die Kaap. En wat gebeur? Dieselfde goed gebeur. Ja. Nou die immorele staf, want nou ek is vernuwe, né? Ek is vernuwe, maar ek preek dieselfde goed wat ek hier gepreek het, preek ek daarso en klomp mense maak professions, hulle kom uit en hulle is besig om hulle harte vir die Here te gee. Maar Kimberley is klein, Kimberley is in die Kaapie. Kimberley is klein, so het vat nie 'n weekie, dan sien ek dieselfde mense wat ek na die Here toe gelei het, weer dronk op die straat, hulle gaan maar aan, as hulle my sien, dan skuil hulle, daai tipe goed is. Valse bekerings. En ek kan dit nie verstaan het nie. En het my so gepla, dat ek besig is om depressed te raak. Weer. Yes, because nou is my groot vraag, né? Intussen, by the way, ontmoet ek my vrou, en daai tyd, in 2004, einde 2004 ontmoet ek haar, 2005 trou ons. Né? En nou, sy is nog getroud met 'n ou, wat sy brein getorment word. Ek het een van Rick Joyner boeke wat ek nog het. Ek het net daai ene gehou, because it's a reminder vir my van waarvan ek kom. Herinnering van waar jy Ja. Ek het nog almal die boeke. Ek het intussen tyd 'n klomp T.D. Jakes goed ook begin collect, en ek het klomp DVD's en ek het alles daai goed. So ek is nog op daai lyn. En ek het 'n probleem, ek sê my vrou, ek kan nie verstaan nie. Hoe kan God mense red, maar hy kan nie vir hulle hou nie? Hoekom red hy hulle, maar hy hou nie vir hulle nie? En hoekom is dit dat sommige mense, hulle is meer ernstig met die Here as anders? Moet die Here dan nie, is dit nie die Here wat jou hart vernuwe nie? Ek verstaan dit nie. As hulle hart halfte vernuwe, as die ene se hart meer vernuwe, ek verstaan dit nie. Nee? En ek kan nie verstaan nie, ek dink, en dit aangaan vir so 'n maand of iets, het ek die probleem. En die gedagte kom by my, en dis die Heilige Gees, miskien verkondig jy verkeerde evangelie, of nie die regte evangelie nie. Want die evangelie is aan 'n krag van God tot redding, vir die wat glo. Daar's niks krag nie. En ek speel met die gedagte in my kop, heeltyd, en ek dink, hoe gaan ek uitvind? Ek lees die Bybel, dis, en ek dink, wow, ek use technology, kom ek Google. Google, what is the real gospel? En toe ek daai ding slaat, kom daar 'n Paul Wasser sermon op. The sermon that angered many. I'm like, youth message. Okay, kom ek kyk gou die ding. En ek luister na die sermon, en dit het alles, daarna een sermon, né? Laat alles, it's almost like the stars aligned for me, as ek so kan sê. Het alles wat ek weet, want onthou ek het die Bybel, ek lees die Bybel, maar ek lees dit met verkeerde framework. Ek lees dit met al die nonsens. En die sermon maak duidelik wat die evangelie is. En immediately toe ek daai hoor, weet ek vir 'n feit, almal die ander goed wat ek geken het, wat ek dink ek ken, is verkeerd. Ja. Het was so radikaal vir my, dat ek vat my kosbare boeke, ek brand hulle almal uit. In Kimberley, ek brand my boeke uit. Ek gooi my CD's, my DVD's, die goed is mos nie regie man, het my gemislei. En ek luister die Paul as 'n sermon weer oor, en ek maak notes, en ek sien toe op die ding daar, so some sermon audio. Ek gaan na die website toe, en daar's 'n klompie sermons op sermon audio. En ek soek Paul Wasser, en op daai oomblik het hy 178 to 175 sermons en hy gehad, op daai ding. Ek download almal van die sermons, ek het elkeen geluister van Paul Wasser. Want ek is honger, ek is dors, as vir my is dit totaal en al nuut. Ek het nog nooit sulke goed gehoor nie. Dit is totaal nuut, maar het is so clear. Ek kan skrif toe gaan, ek kan hom follow in die Bybel. Het is nie iemand se philosophy of sy reasoning omtrent dit nie. Ek kan dit sien in die skrif.
En ek is besig om pause te luister en notes te maak en dan mense die name en ek skryf die name neer en dan research ek, wie is die? Spurgeon. Wat is die? Die ook Spurgeon en ek type in Spurgeon, Charles Spurgeon. Boep. Haas is Charles Spurgeon. Haas 'n klomp van Charles Spurgeon. Ek begin Charles Spurgeon te lees. Dan praat van Jonathan Edwards. Ek begin Jonathan Edwards te lees. Hy sê sy favorite Puritan is John Flavel. Ek dink, wow, daar gaan seker my favorite Puritan ook moet wees. Want nou wil ek het luister. Ek wil nou weet wie John Flavel is. Ek gaan John Flavel toe. Ek kom by Watson, ek kom by almal die manne en oor die next jaar, nee. Ek weet nie hoeveel boeke ek geconsume het nie. Maar ek was in die Puritans. En het my hele lewe, nie net myne en my vrou se ook. Want ek doen alles met haar. Ek is mal nou, ek raak excited, ek is crazy. Ek maak DVD's en CD's, ek gee het vir my vriende. Ek gee vir almal. Kyk hier, lees dit, luister na dit. Ons is nou bedwaal hier. Maar in wat ek dit doen, besef ek ook, lyk met die sê in Suid-Afrika nie. Dis mos hier nie, ek ken nie, okay, die ouens, hulle praat Baptist, dis wat Baptist glo. En ek begin Baptist kyk te bewus, maar nee, maar die Baptist glo nie die. Wat so Baptist is die? En ek dink toe myself, as maar seker net in Amerika wat die gebeur. Is in Amerika ding. Miskien ek moet na Amerika toe trek. Ek weet nie wat gaan ek maak nou nie. As net Amerika wat die goed is, het en ek gedink, is hy so iets hierso nie. Totdat hy die ou sy naam noem Conrad Mbewu. Totdat hy Conrad Mbewu sy naam noem. Conrad Mbewu, ek e-mail vir Conrad Mbewu. Laat ek ook dit sê, voor ek by Conrad kom. Voor ek by Conrad kom, het op een van Wasser's sermons, het hy gesê, I don't like to be called a Calvinist. I would rather call myself a Spurgeonist. Okay, wat is dit nie? But anyway, en hy sê, en hy praat toe van tulip. Ek dink tulip, kyk, en ek google toe die tulip ding, en ek kry toe die artikel van Martin Holt. Die Martin Holt artikel. Ek het hom eers so gelees, en ek het nog mats, ek het eintlik vergeet van die artikel, ek het die hele ding gelees nie, maar 'n vriend van my, gee my toe weer die artikel. Ja. Hy gee toe weer vir my die ding, maar as 'n lang tyd daarna, so 'n paar maande daarna, en ek kyk nou weer, en is nou weer die Doctrines of Grace. Het was die tulip, het was Doctrines of Grace, wat die artikel van praat, Martin Holt, en hy sê toe van my, weet jy die ou, Martin Holt, hy het Reformation gebring na Suid-Afrika toe. Ek sê, Reformation? Ek bedoel jy, want ek is nog nie familiar met die terms van Reformation, maar ek weet wat Reformation is, maar ek het geweet, dit is 'n tipe theology wat actually 'n camp is. Mense wat die goed glo, hulle word gesien as reformers. Sien so, ek was nog nie soos in daai dat ek 'n reformed church nie. Right? Ek lees die ding van Martin Holt en ek sê saam, ek kom by Limited Atonement en my hart gesoe. En ek gooi die ding sommer so uit, ek sê, ja man, die is van die duiwel af die. Hoe kan jy sê dat Jesus Christus het nie vir almal gesterwe nie? Nog nooit, hy het vir almal se sonde gesterwe nie. En die argument is, as hy moes nou vir almal se sonde gesterwe, dan moet niemand in die hel wees nie. Nou, die argument maak sin. Het maak sin. En ek is nie te vir die ding nie. Anyway, few steps forward. Conrad Mbewu, ek e-mail vir Conrad. Ek kry sy e-mail op internet en ek e-mail hom. Ek het gedink hy sal respond, die next dag respond hy. Ek sê, wow, die ou het respond. En ek sê vir hom toe wie ek is, ek sê wat met my gebeur het. En ons vir 'n kerk en ons het besluit ons wil 'n kerk plant, want dan is daar ietsie, ons weet ek sê van hoe kan hy vir ons help? En hy begin toe die paadjie saam met my te stap vir 'n tydjie. Vra omtrent deacons, vra omtrent membership, en hy antwoord daai tipe vrae en verwys my toe na Sola 5. Kan ek gou hier uithaal? Ja. Hy is sommer 'n kosbare boek, né? Ja. Konrad het vir my gesê hierdie is vir hom dink hy die belangrikste boek wat hy
geskryf het. Geskryf het. Yes. God's Design for the Church, a guide for African pastors and ministry leaders. Baie excellent boek. Dis die boek wat ek deurgaan saam ons leiers ook in die kerk. Maar die boek wat ek gelees van Konrad, eerste boek wat ek gelees van hom, is Foundations for the Flock. Reg. Daai is die boek. Wat my toe ook gehelp het met church planting en daai tipe goed is. En daai is hoe my reformation begin het. Ons het toe 'n kerk geplant in Kimberley. Waarna is hier Reformed Churches gewees hè. Dis die eerste kerk geplant en daai kerk het net begin groei toe kom ek hiernatoe, so Kaap toe. Waar ons nou is met Reformed Faith Mission of Reformed Community Church. So wat gebeur het, my broer het my eendag gebel, ek is besig om hom te mentor en vir hom te uit die Prosperity Gospel Church uit te kry. Hy is toe finally convinced van Doctors of Grace, hy los daai kerk, hy kom uit en niemand wil hom hê nie, want hy preek nou 'n ander gospel. Ek sê toe vir hom, miskien moet jy 'n kerk plant, my broer. Plant 'n Reformed Church in Belwelsyd en ons sal oversight oor jou het. En ons sal jou manne train en so aan in die goedes. Ek het nog klompie, ons het nog 'n hele manual gehad vir training vir die ouens. Hulle het gekom, ons het hulle getrain en die kerk was nog geplant. Wat 'n jaar was dit? Daai was in 2010. Goed. 16 jaar terug. Ja, was die kerk toe begin, maar wat ons hier kom, wat ek in 2013 hier kom, toe as hy nog, my broer was nie regtig gereed daai tyd vir kerkplanting nie. Dit was 'n mette van, kyk ons leer nog, ons is desperate, ons soek die ding hier, begin die kerk man. Nee? Het so as nog baie, het was nie 'n Reformed Church hier. It was basically 'n Pinksterkerk wat glo in die Doctors of Grace, waarvan die leierskap glo in die Doctors of Grace. Maar ons het toe gekom, daar was church discipline toegepas op mense, wat ons later uitgevind, hulle sien gered, hulle het almal het basically teruggaan die Pinksterkerk toe, en hy kerk het basically gesterwe. Almal het die kerk gelos, net een vrou het gebly. Ons het besluit, ons change the venue, en ons gaan oorbegin. Maar nou gaan ons 'n Reformed Church plant. So nou het ons 'n 1689 Statement of Faith, ons het 'n constitution wat reformed is, en ons begin te train, ek train die ouens deur die 9 Marks books. What is Healthy Church? 1689, dis nou die bekendste baptiste belydenisskrif. Ja. Sê net vir van jou voormalige vriende, waarom is 'n belydenisskrif vir jou kosbaar en nodig in 'n kerk? Ouens sal sê net die Bybel. Hoekom het dit vir jou kosbaar geword, 'n belydenisskrif? Ja, so ek sê gewoonlik van ons kerk dat die statement of faith wat ons het, nee, is die ding wat jy ook kan gebruik om as 'n maatstaaf vir die pastoor. Nee. So as jy iemand is wat preek in jou kerk in, dan en jy preek die skrif uit, dan wat jy doen is jy verduidelik wat die Bybel sê. Nee? So as jy sê die confession is needed, dan is preaching ook needed. Want dis wat die confession doen. Die confession maak dit baie duidelik, dit trek diep lyne om te sê dit is wat ons glo die Bybel sê vir ons. Omtrent elke doktrine wat daar is. So jy moet die confession kan vat en wat ek like van die 69, daar's altyd klompie skrifte wat ons nou wys. Dit is wat die Bybel sê en dis hoekom ons dit glo. So ek sal sê dat jou confession, as jy dink dit is nie needed, dan is preaching ook nie needed. Verstaan? Is nie needed. Dan moet jy maar jou mond hou en laat elke persoon in jou kerk net hulle Bybel lees. En jy as 'n pastoor weet, dit is genoeg. Want jy moet vir hulle leer hoe om die Bybel te lees en te interpreteer volgens die skrif. En omdat jy uit die voorspoedgodsdienst en die Pinksterkerke kom waarvan hierdie leiers amper soos 'n paus begin word, het en almal beheer en hulle interpreteer die Bybel soos hulle wil. Soos hulle wil. Ja, soos daarom is die belydenisskrifte deur die kerkgeskiedenis om die kerk te bewaar teen dwaalleraars wat die skrif gaan verdraai. Dis exactly. In die vroeë kerk, so die belydenis is nie die Bybel nie, maar dit is 'n raamwerk dat ons mekaar verantwoordelik hou om seker te maak ons gaan nie die skrif verdraai nie. Exactly. En die belydenis is jare se pastore en se manne wat die Bybel gebestudeer het en ouens wat accountable gehou was die hele kerk en alles jy het almal daai mense
wat nou vir jou accountable hou. En martelare van hulle wat Yes. gesterf het vir daai belydenis. Ja, so dit is nie net 'n papierdokument nie. Daai papierdokument is met bloed ingegee. Ja, korrek. So jy het die history van die kerk wat dan sê, dit is wat die kerk oor die jare geglo het en ons weet ook wat is valse lering. En so dit is wat vir die kerk dan beskerm. Want as enigiemand kan inkom en unfortunately is dit mos maar nou net die ding met die prosperity movement, is jy kan inkom en sê so sê die Here en maak nie saak of wat teen die skrif gaan nie. Sien. Maar nou as daar 'n belydenis is, 'n confession is wat sê maar dit is wat die skrif sê, hier staan dit geskrywe en as jy nie dit sê nie, dan moet jy niks sê nie, né? So jy kan dan inkom en sê maar die Bybel of die Here het vir my gesê dit en daai en daai. Ja. Paulus was nie eintlik reg daar nie. Dis wat hy ons sê. Paulus het 'n fout gemaak met die ene. Ja, eintlik sê hy God het 'n fout gemaak. So Vroue pastore nou wat vroue pastore wat nou opkom en I mean as jy vroue pastore het dan gaan dit nie lang wees en dan jy LGBT goed te soek. Dit is ons wêreldwyd in die kerk. Dis die trend. Broer, wat 'n voorreg om met jou te kuier. Dit is so 'n voorreg en ek hoop vir die geslagte wat voor lê, ook kinders, kleinkinders, dat hulle dit as 'n getuienis gaan kan luister. Ek wil vir jou vra om af te sluit en vir ons gou-gou opsommend te sê. As jy nou as Prosperity Gospel Pinksterprediker die evangelie sou vir iemand gee. Gee gou daai evangelie, hoe lyk daai evangelie? En kontrasteer dit dan met hoe jy nou die evangelie preek. So gee gou daai twee evangelies. Ja, okay. Die ou ene wat jy eers geglo het. Hoe lyk hy? Bekeer my vir daai ene. Sê vir my wat moet ek nou glo? Ja, okay. My broer die Here, hy het die beste in store vir jou. Jy is spesiaal vir die Here. Weet jy is spesiaal vir die Here? Jesus Christus het gekom sodat jy 'n beter lewe kan hê. Sodat jou marriage beter kan wees. Sodat jou kinders voorspoed kan hê. Dis waarvoor hy gekom het. Sodat jy nie siek te raak en sonder werk sit en God het gekom om vir jou op te lig uit die ashoop uit, my broer. Jy moet kom, man. Kom en proe dat die Here is goed. Kom na Jesus toe. Kom na Jesus toe. Hy wag net vir jou. Hoe lank moet hy smeek vir jou om te kom? Hy staan by jou deur, hy klop. Wanneer gaan jy oopmaak? As jy oopmaak, weet jy wat sê? Hy gaan inkom en maaltyd met jou het. Raai wie koop die maaltyd? Hy kom met die maaltyd saam in jou huis. Jy kan sê, kos in jou koskasse nie, man. Hy maak die deur oop en hy gee vir jou wat jy nodig het. Kom, maak op die deur. Daar is 'n prosperity kind of gospel. Daar's niks in van repentance, sin of enigiets daai nie. Okay? Die evangelie wat ons nou vandag verkondig is, my broer, weet jy wie God is? Hy is die een wat jou geskaap het. Hy is nie net die een wat jou geskaap het, maar hy is heilig. Hy het krag bo alle kragte. Hy het net gesê, toe sa 'n maan, 'n son, sterre en al die tipe goedes, en uit die stof het hy vir jou gemaak, so jy behoort aan hom. Nee, as skepping behoort hy aan hom, which means, hy het die reg om vir jou te sê hoe jy moet lewe. Hy het die reg om vir jou te sê hoe jy moet lewe. Jy het die reg om te besluit hoe jy wil lewe nie, want hy het jou gemaak, en hy het jou gemaak met 'n doel om te lewe volgens sy eer. Nee. Maar wat het gebeur met ons? Jy weet mos jy lewe nie volgens sy eer. Jy doen wat jy wil. Hoekom? Van sonde het in die wêreld gekom. In sonde is jy gebore. Jy is 'n sondaar by natuur. Jy is nie 'n sondaar omdat jy sins commit nie. Jy commit sonde omdat jy 'n sondaar is. Jy kan jouself verander nie. Maar die God waarvan ons nou praat, hy's 'n heilige God en 'n regverdige God en hy moet sonde straf waar ook al hy het gaan kry. Hy gaan dit punish. Hy haat sonde. En jy is 'n sondaar. En daar's niks wat jy kan doen om uit te kom nie. Want jy het klaar gesondig. Die dag toe jy eers 'n sonde commit teen 'n heilige God, toe jy vir ewig verlore sonder hom. So al maniere hoe jy gered kan word is, God moet dit doen. Van hy is nie net 'n regverdige regter nie, hy is nie net ownership oor jou nie, hy is nie net 'n judge nie, hy is ook 'n savior. Hy het ook genade.
barmhartigheid. Hy is ook 'n God wat kindness bewys. So, hy is die God wat jou kan red. Maar nou, as 'n problem is, because hy kan nie net veel vergewe nie. Hy kan nie net veel vergewe nie, because jou sonde moet jy voor betaal. Jy skuld, jy het 'n sonde skuld wat betaal moet. As jy dit gaan vergewe, dan is hy mos nie 'n regverdige regter nie. Nee? Net soos jy, as iemand vir jou iets gedoen het, sê iemand maak jou ma dood, en jy kom voor die judge, en as jy beskuldige al die evidences dat hy het gedoen het, en die judge sê, nee man, ek voel goed vandag, ek gaan hom vergewe, dan gaan jy sê, die judge is evil. Net so evil is die ou. So God kan nie dit doen nie. Hy kan nie vir jou onbestraf laat bly nie. Wat het hy gedoen? Hy stuur sy seun Jesus Christus, nee, om jou straf op hom te vat, sodat hy vir jou kan vergewe. Hy betaal die sonde las wat op jou is, sodat jy los kan wees van dit. So het is nie verniet vir jou gegee nie. Het kom uit 'n duur koste uit. Weet jy wie is Jesus Christus? Weet jy van wie ons praat? Weet jy wat hy gedoen? Dit is Jesus Christus waarvoor al die engele skree, heilig, heilig, heilig. Dit is daai Jesus Christus. Hy is kosbaar, hy is meer kosbaar en meer dierbaar as alles wat God gemaak het. In feite, deur hom is alles gemaak en hy kom in sy skepping in. Vat jou sonde op hom en sterwe vir dit. Hoekom? Sodat hy vir jou kan red. Daarmee word die liefde aan God ons bewys. Wat gaan jy doen met hy, my broer? Gaan jy sy liefde verwerk? Want as jy dit gaan verwerp, dan beteken dit jy gaan vir jou sonde moet sterwe. Jy gaan hel toe moet gaan vir dit. Maar Jesus Christus het jou hel uit hom gevat. En dan like ek om te vir ons te sê, weet julle wat sê die Bybel, die Great White Throne Judgment, Revelations 20. Wat sê die Bybel daar? Kom ons lees gou daai. Sê en almal wat hulle word in die hel van vuur gewerp, né? En dan sien jy as jy in Daniel 7 lees hoe die Great White Throne, daar's lightning, daar's vuur. Revelations praat ek van, it is a terrible ding. Die White Throne Judgment is a terrible day. Waar mense skree, berge val op my, né? Nou as jy daarna kyk en jy raak bang wanneer jy Revelation lees, né? Jy kyk daarna. Ek wil jy moet sien, Christus het hy ervaar vir jou. Hy het die White Throne Judgment vir jou ervaar, sodat jy dit nie hoef te ervaar. Repent. Draai weg van jou sonde af. En kom na Jesus toe. Sit jou vertroue in hom. Nie in jou werke nie. Jou werke kan nie vir jou red nie. Nie in jou goeie gedagtes nie. Dit kan niks vir jou doen nie. Net Jesus Christus alleen. Sit jou geloof in hom. Vertrou hom. Roep uit op die naam van die Here. En jy sal gered word. En almal wat na hom toe kom, hy sal hulle nie verwerp nie. Amen. My broer, kan ons afsluit met 'n gebed? Ja. Kan ek vir ons 'n gebed doen? Asseblief. Ons getroue, 3-maal heilige, barmhartige God, wat die heelal geskep het uit niks. U wat gespreek het en daar was lig. U wat die kosmos gemaak het. U wat voor die grondlegging van die aarde af ons in Jesus Christus uitverkies het. En dat Christus met sy kosbare bloed elkeen van die uitverkorenes gekoop het met sy duur kosbare bloed, dat daar nie 'n druppel van sy bloed verlore gegaan het nie. Dankie dat elkeen van hulle sal tot bekering kom. Here, ons kniel voor U, ons buig voor U en ons eer U as gebroke sondaars, dat U ons uit U groot genade, nie uit ons werke nie, dat U ons kom red het. Dankie vir Mario Manneville, dankie vir hierdie gemeente hier in Bellville. Dankie Here vir elke ware bekering. Dankie Here dat U besig is om reg oor Suid-Afrika ware reformatie te bring, klein stukkies. Dankie vir Konrad Mbewe, dankie vir Paul Washer, dankie vir Haatkraai, dankie vir Mario wat van in Kenia was. Dankie Here vir Afrikaans, vir Engels, vir swart, wit, almal kleurlinge, Indiërs in Suid-Afrika wat dieselfde kosbare duur evangelie van die Here Jesus Christus sien ons, hoor en aanneem
in Suid-Afrika. Here, ons roep na U vir Suid-Afrika. Dankie dat U nog nie klaar is met ons nie. Dankie dat ons nog werk het. Here, ons weet die Satan en die wêreld wil U kerk vernietig. Maar dankie Here, soos wat U vir Mario gered het, toe hy daar gaan kniel het, en Jesus wat heilig is, wat God is, wat hom gekonfronteer het, dat hy gebuig het voor U, die lewende God, die lam van God. Ons bid dit Here vir ons land. Dankie Here dat U getrou is. Ons bid vir baie Christene wat nog verward is in verskillende kerke. Pinkster charismatiese kerke, mense wat die evangelie verdraai het vir hulle self. In die ander kerke, die NG Kerk, ander kerke wat die evangelie verdraai het en die huwelik nie meer wil herken nie. Here, ons roep na U dat U ware kerk sal suiwer, dat U ons sal genadig wees. Dankie Here vir hierdie kerk. Ons bid en vra vir nog kerke om geplant te word reg oor Suid-Afrika, tot die eer van U naam. En dankie Here Jesus dat ons op pad is, en dat ons U gaan sien, ons vir die wit troon, waar ons voor U gaan buig, tot in alle ewigheid, en U heerlikheid sal sien soos U werklik is. Ons eer U in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Amen.